Paulus se brief aan die Filippense. Die kerk in Filippi was die eerste Jesus-gemeenskap wat Paulus in Oos-Europa begin het, en die storie daarvan word in Handelinge hoofstuk 16 vertel. Filippi was 'n Romeinse kolonie in antieke Macedonië. Dit was vol afgetrede soldate, en dit was ook bekend vir patriotiese nasionalisme. So Paulus het daar teenstand ervaar toe hy aangekondig het dat Jesus die ware koning van die wêreld is. En nadat Paulus daar weg is, het die wat volgelinge van Jesus was, steeds teenstand ervaar en selfs vervolging. Maar hulle het 'n energieke gemeenskap gebly, getrou aan die weg van Jesus. Paulus het hierdie brief tydens een van sy vele gevangenskappe geskryf, en vir 'n baie praktiese rede. Die Filippense het een van hulle lede, Epaphroditus, gestuur om 'n finansiële geskenk vir Paulus te vat, om hom in die tronk te onderhou. En Paulus het hierdie brief saam met Epaphroditus teruggestuur om dankie te sê en om nog baie meer te doen. Die ontwerp van hierdie brief ontwikkel nie een enkele idee van die begin tot die einde, soos baie van Paulus se ander briewe nie. Paulus het eerder 'n reeks kort reflektiewe opstelle saamgestel. En hulle sentreer almal om die middelpunt van hierdie brief, wat die gedig in hoofstuk 2 is. Dit vertel op 'n baie kunstige manier die verhaal van die Messias se menswording, sy lewe, dood en opstanding en verheerliking. En dan in elk van hierdie gedeeltes sal Paulus sleutelwoorde uit die gedig gebruik om te wys dat om te lewe as 'n Christen beteken om jou eie verhaal te sien as 'n lewende uitdrukking van Jesus se verhaal. So Paulus begin die brief met 'n gebed van dankbaarheid, en hy dank God vir die Filippense se vrygewigheid en hulle getrouheid. En hy maak dit duidelik dat hy vertrou dat die lewensveranderende werk wat God begin het, in hulle sal groei om selfs groter en mooier uitdrukkings van getrouheid en liefde te word. En dan fokus Paulus op hulle ooglopende besorgdheid op die oomblik, hoe dit met hom gaan in die tronk. Om in die Romeinse tronk te wees was geen piknik nie, maar op 'n vreemde manier het dit ten goeie uitgedraai vir die bevordering van die goeie nuus oor Jesus. Al die Romeinse wagte en administrateurs, hulle almal weet dat Paulus in die tronk is omdat hy Jesus as die opgestane Here aangekondig het. En sy gevangenskap het ander Christene die selfvertroue gegee om meer openlik oor Jesus te praat. En Paulus is optimisties dat hy uit die tronk vrygelaat sal word, maar dit is ook moontlik dat hy die doodsvonnis sou kry. En as hy daaroor nadink, wel, dit sal eintlik nie so sleg wees nie. Want vir my, sê Paulus, is die Messias die lewe. So dit sal 'n wins wees om te sterwe. Vir Paulus word sy lewe nou en in die toekoms gedefinieer deur die lewe en liefde wat Jesus vir hom het. So as hy tereggestel sou word, beteken dit dat hy by Jesus sou wees, wat vir hom wonderlik sou wees. En as hy vrygelaat word, wel, dan beteken dit dat hy kan aanhou werk om meer Jesus-gemeenskappe te stig, wat beter vir ander mense sal wees. So dis waarvoor hy hoop. En let op hoe sy gedagtegang hier werk. Om vir Jesus te sterf is nie die ware opoffering vir Paulus nie. Dis eerder om te bly lewe om ander te dien. En so is dit Paulus se manier om deel te neem aan die verhaal van Jesus, om te ly sodat hy ander mense liewer kan hê as homself. Paulus fokus dan op die Filippense en hy dring by hulle aan om deel te neem aan Jesus se voorbeeld deur hierdie selfde gesindheid aan te neem. Hy sê, julle lewens as burgers moet ooreenstem met die goeie nuus oor die Messias. Hierdie Christene in Filippi het in die hart van die Romeinse patriotisme geleef, maar hulle manier van leef sou deur 'n ander koning gevorm word, Jesus. En dit mag vervolging bring, maar hulle moenie bang wees nie, want om te ly omdat hulle met Jesus geassosieer word, dis 'n manier om die verhaal van Jesus self uit te leef, wat Paulus lei na die groot gedig in hoofstuk 2. Dis vol echo's van die Ou Testamentiese teks. Spesifiek die verhaal van Adam en sy rebellie in Genesis 1 tot 3 en die gedigte oor die lydende dienskneg in die boek van Jesaja. Dis die moeite werd om hierdie gedig te memoriseer. Dis 'n pragtige samevatting van die evangeliese verhaal. So voordat hy mens geword het die Messias in 'n toestand van glorie en gelykheid met God bestaan. En anders as Adam, wat probeer het om die gelykheid met God aan te gryp, het die Messias gekies om nie sy gelykte status tot sy eie voordeel uit te buit nie. Hy het homself eerder leeg gemaak van hierdie status. Hy het 'n mens geword. Hy het 'n dienaar vir almal geword en selfs meer as dit, hy het toegelaat dat hy verneder word. Hy was gehoorsaam aan die Vader deur homself te laat doodmaak op 'n Romeinse kruis.
Maar deur God se mag en genade is die Messias se skandelike dood deur die opstanding omgedraai. En nou het God Jesus as die hoogste koning van almal verheerlik. Hy het aan hom 'n naam gegee wat bo alle name is, sodat die hele skepping kan erken dat Jesus die Messias die Here is, tot eer van God die Vader. Nou hierdie laaste stelling is verstommend. Paulus se aanhaling kom uit Jesaja 45. Dis 'n gedeelte waar die hele skepping erken dat God van Israel die Here is. Paulus se punt is baie duidelik hier. In die gekruisigde en opgestane Jesus ontdek ons dat die een ware God van Israel uit God die Vader en die Here Jesus bestaan. So vir Paulus gee hierdie gedig uitdrukking van sy oortuiging oor wie Jesus is. En dit doen meer, dit gee die voorbeeld van Jesus aan as 'n manier van leef wat sy volgelinge moet navolg. En dis waarom Paulus dadelik dan twee stories vertel. Eerstens oor Timoteus en dan oor Epafroditus. Want hulle is albei voorbeelde van mense wat Jesus se verhaal uitleef. Timoteus is soos Jesus, want hy is meer ingestel op die welstand van ander mense as oor sy eie. En Epafroditus, vir wie die Filippense met hulle geskenk stuur, het sy lewe gewaag om vir Paulus in die tronk te dien. Hy het so siek geraak dat hy amper dood is toe hy Paulus wou probeer help. Maar God het genade aan hom betoon en aan Paulus deur hom die verlies van 'n vriend te spaar. Paulus se punt is hier dat hierdie die tipe mense is wat lewende, ware voorbeelde van Jesus se verhaal is. En dis die moeite werd om hulle voorbeeld te volg. Paulus gebruik dan sy eie verhaal as 'n voorbeeld. So daai Christene wat vereis dat die nie-Joodse Christene besny word. Onthou sy brief aan die Galasiërs. Hierdie mense maak nog steeds moeilikheid vir Paulus en hulle hou aan om hom te herinner aan sy eie verlede toe hy Jesus se volgelinge so vervolg het. Toe hy probeer wys het hoe reg sy saak met God is deur sy fanatiese gehoorsaamheid aan die wette van die Torah. Maar soos Jesus het Paulus al daai status en voorregte opgegee. Hy beskou dit alles as gemors. En die woord wat hy daarvoor gebruik is eintlik baie minder oordentlik. Hy het dit alles opgegee om 'n dienaar te word soos Jesus, om te deel in sy lyding en opofferende liefde. En hy doen dit alles in die hoop dat Jesus se liefde hom deur die dood sal dra in die opstanding in. Paulus sê dat volgelinge van Jesus se ware burgerskap in die hemel is. Wat vir Paulus nie beteken dat almal moet hoop om van die aarde af weg te kom om eendag hemel toe te gaan nie. Die hemel is eerder die ewige plek waar Jesus as koning heers. En hy sê dat ons wag gretig, dat ons koninklike redder van daar af sal kom en hierheen terugkeer om sy koninkryk van genesende regverdigheid en veranderende liefde te bring om 'n nuwe skepping te begin. Paulus daag dan die Filippense uit om aan te hou om die Jesus verhaal uit te leef. Hy praat eers met twee bekende vroulike leiers in die kerk wat saam met Paulus gewerk het. En hulle het een of ander konflik. So Paulus pleit by hulle om Jesus se voorbeeld van nederigheid te volg, om te versoen en verenig te raak. Paulus moedig dan die Filippense aan om nie toe te gee aan vrees nie, maar om ten spyte van hulle vervolging al hulle emosies en behoeftes aan God bekend te maak, wat vir hulle vrede sal gee. En daardie vrede, sê Paulus, kom deur jou gedagtes te fokus op wat goed, waar en lieflik is. Daar is altyd iets waaroor jy kan kla, maar 'n volgeling van Jesus weet die hele lewe is 'n geskenk en jy kan kies om die mooi en genade in enige omstandighede raak te sien, wat Paulus by sy gevolgtrekking bring. Hy bedank vir die Filippense vir hulle offergawe. En hy wil hê hulle moet weet dat sy gevangenskap, sy tye van armoede, nie regtig swaar kry vir hom is nie. Dit het in werklikheid sy grootste leermeesters geword. Dit wys hom dat, ongeag sy omstandighede, hy die geheim van tevredenheid ontdek het. Dis om eenvoudig afhanklik te wees van die een wat krag gee. Paulus het sy lyding begin sien as deelname aan die verhaal van Jesus. Die brief van die Filippense gee ons ook 'n unieke kykie in Paulus se eie hart en gedagtes. Hy het sy hele lewe as 'n uitbeelding van die verhaal van Jesus gesien. En jy kan in hierdie brief sy nabyheid aan Jesus aanvoel. Sy bewustheid dat Jesus se liefde en teenwoordigheid nader as sy eie vel is. En dis wat hom hoop en nederigheid in sy donkerste tye gegee het.
So Paulus wys ons dat om Jesus te ken altyd 'n ontmoeting is wat ons ten diepste persoonlik verander. En dis die tipe Jesus wat Paulus ons nooi om te volg. En dis waaroor die brief aan die Filippense gaan.